Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Fokus. Ek is Estie Gross. In vanaand se aflewering, die ANC het Sondag sy verkiesingsmanifest bekendgestel en baie kiesers gee ons 'n tweede kans. Gaan die veldtog slaag? Die Vryheidsfront Plus en Action SA maan intussen in 'n artikel op Newsday teen die DA se arrogansie in 'n koalisie. Gaan daar enige samewerking wees indien ons wel met koalisievennootskappe sit? Die eerste minister van Brittanje, Andy Burnham, besoek Oekraïne op hulle 35ste onafhanklikheidsdag en die FSA dreig met 'n ekonomiese D-dag. Gaan dit slaag? Ek verwelkom graag die gaste in die ateljee, Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit, en Roland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Baie welkom. Goeienaand, Estie. Lekker om met julle te wees. Naand Estie, naand Jaco. Kom ons val weg. Die ANC het Sondag hulle verkiesingsmanifest bekendgestel. President Ramaphosa het erken, Roland, dat die ANC verbrou het, maar hulle vra 'n tweede kans. Gaan die kiesers vir hulle daardie geleentheid gee? Ons het nou voor die tyd gepraat oor ontleders en standpuntinname, maar ek wil my verstout om te sê ek hoop nie so nie. Want daar's geen rede om te dink die ANC gaan beter doen nie. As ons kyk na die manifest, dan is dit 'n interessante manifest en daar's 'n paar goeie punte in die manifest. Daar is dinge in wat ek dink as dit universeel toegepas word nogal goeie praktyk kan wees. Die probleem is die manier wat die ANC dit aanbied is om daar's 7 hoofstukke in hierdie manifest. Elke hoofstuk begin met die prestasies van die ANC. Soos daar's nie meer beerdkrag nie. Nou kyk, dis een ding wat die ANC nie kan opeis nie. Intussen is daar net soveel kragonderbrekings wat langer duur in groot dele van onder andere Johannesburg as gevolg van die ANC se wanbestuur. En dis my probleem, om te sê ons het foute gemaak, gee ons 'n tweede kans. Onthou, dis nie 'n tweede kans nie, dis nou 'n 5de kans. As ons al die siklusse deurgaan wat die ANC in verkiesings gesê het, gee ons nog 'n kans. Nou as 'n mens by 'n 5de kans kom, dan is ek baie skepties dat iets anders gaan gebeur. As die regverdiging kom by, kyk net na ons prestasies en dis prestasies wat nie prestasies is nie, dan is ek nog meer skepties. So interessante punte, interessante praktyke wat voorgestel word, maar die substansie van die manifest is dieselfde ou storie van die ANC en ek sê, in my opinie is daar misleiding en dit beteken ons kan nie die manifest vertrou nie. Die laaste punt wat ek wil maak is die manifest eintlik maak asof die ANC 'n nuwe party is wat nou gaan begin en goed nie doen. Dit ontken in geheel die verlede van die ANC. Die naaste wat daar gekom word is die president wat sê ons het foute gemaak. Dis goed, maar wat het die ANC gedoen as gevolg van die foute? Het hy opgetree teen mense? En om dit te bevestig dat dit in die negatief is, Dada Morero, wat seker die swakste burgemeester nog ooit in Johannesburg was, is nog steeds 'n potensiële burgemeesterskandidaat. Nou, hoe vertrou jy 'n party wat sê ons het foute gemaak, maar dis sy optrede? Jaco, maar die ANC doen altyd goed so hier aan die einde. Hulle tel spoed op. Hulle tel spoed op, maar die kiesers tel nie meer spoed op vir hulle nie. So ek wil aansluit by Roland. Ek kan nie 'n scenario sien ontwikkel op die oomblik. Ek sien dit nie onder Suid-Afrikaners nie onder tradisionele ANC-kiesers dat hier 'n goeie scenario vir die ANC kan uitspeel nie. Ek kan dit net nie bedink nie. As jy 5 jaar terug gaan 2021 se munisipale verkiesing, dink ek het die ANC by 47-48% van die stemme gekry. Hulle 2 jaar terug met die nasionale verkiesing geval na 40%, hulle staan nou op 34% of wat in sommige peilings. Dis op nasionale vlak. En dis op nasionale vlak. En dis 'n baie belangrike punt, want die eerste voorspelling wat 'n mens kan waag is dat hulle die metro's gaan verloor. En nou die belangrike ding vir die ANC wat 'n mens moet verstaan histories was dat kaderontplooiing 'n geweldige belangrike element van die ANC se strategie om mag te kry en mag te behou in Suid-Afrika oor 'n lang tydperk uitgemaak het. En kaderontplooiing vind plaas op al 3 vlakke van regering, maar het in 'n groot mate op daardie plaaslike vlak uitgespeel, want daar is net soveel posisies wat gevul kan word. Wat ons in hierdie scenario vir onsself moet sê is dat daar omtrent
1/3 van die ANC se steun verlore sal wees wanneer die verkiesing plaasvind begin November. Dit beteken dat hulle 1/3 van hulle setels kan verloor. 1/3 van huidige ANC raadslede wat lekker salarisse verdien. Dis nie meer die ou tyd toe raadslede klein honorariums ontvang het nie. En baie munisipale rade verdien mense reuse salarisse om op 'n munisipale raad te dien. Die ANC gaan daai posisies kwyt wees. Maar daarmee saam beheer oor munisipaliteite en beheer van munisipaliteite kom saam met kaderontplooiing, aanstelling van mense in topposte en kyk, daar's munisipale bestuurders in hierdie land wat reuse salarisse verdien. Departementshoofde. As jy hoor by party van die munisipaliteite wat verdien hulle? Verdien meer as die president en ministers in die kabinet. Departementshoofde van jou munisipaliteite en die ANC gaan daardie mag verloor. So as ek terugkyk na die naweek en Saterdag aanvanklik hierdie vreemde aankondiging oor burgemeesterskandidaate wat Ja, ons ons eintlik het nou nie ons het nou op hierdie stadium net kandidaate wat finaliste is. Ja, dit wys vir jou die verdeeldheid en die probleem binne die ANC, nee, hulle moet nou nog besluit wie dit gaan wees. So hulle maak daai aankondiging van potensiële kandidaate vir burgemeester. Wys vir jou daar's groot verdeeldheid in die party, daar's faksies nog, hulle kan nog nie almal gelukkig hou nie. En 'n dag later die manifestbekendstelling en die president wat eintlik baie desperaat klink, nee, Baie laat ook plaasgevind. Laat plaasvind, is ongeorganiseerd. Dit lyk so ANC wat moeg is. Ek kyk na die kateder waar agter die president staan en praat en jy kan sien dis oud. Dit is 'n hergebruikte kateder met 'n baie ou logo en die ANC begin daai beeld oor te dra. Julle, Cyril Ramaphosa is ook nie meer jonk nie en hy's ook nie meer nuut en vars nie. Ek kan ook nie meer niets vir ons sê nie. Hy's ook in die pylvak van sy politieke loopbaan en so voel dit vir my na alles wat ek na die ANC kyk. Wat Roland sê, dit is nie 'n tweede kans nie, dit is 'n 5de kans. En dis hoe alles by die ANC vir my voel. Alles is getoets, al hulle beloftes is getoets. Hulle kan nou vir ons sê 1/3 van munisipaliteite se skuld moet teen 2031 betaal wees. Ek sien dis dink ek een van hulle beloftes. Infrastruktuur moet, maar hulle het al daai goed al beloof. Hulle het al hierdie dinge oor en oor vir ons beloof en ek sien nie dat Suid-Afrikaners meer daaraan byt nie en ek dink dis die belangrik. Roland, jy het gesê daar's 'n interessante punt in die manifest wat na vore kom. Ek wil net voor ek daar antwoord net by Jaco aansluit. Behalwe die hoeveelheid mense wat poste gaan verloor, is 'n groot finansiële verlies vir die ANC, saam met 'n invloedsverlies, maar dan ook verlies oor beheer van tenders. Ja. Nou, dis een van die sake wat hoog op die agenda was met die manifeste bekendstelling, is dat die tenderproses moet nou verander word, want nou laat die ANC beheer verloor, sodat daar minder korrupsie is. Nou, dis goed dat dit gebeur, maar dis laat in die dag. En dan is die vraag weer, hoekom moet ons die ANC vertrou om dit te verander? Want tot dusver, selfs met die krisis in Johannesburg, selfs met die krisis in Tshwane, gaan daai korrupsie eenvoudig voort. Ons sien dit by die Madlanga-kommissie uitkom. Ons sien dit in die binnengevegte uitkom. So, daai konteks wat gebied word, maak net eenvoudig nie sin nie, dis nie meer oortuigend nie. Die ANC het gekap teen die DA wat gesê het hulle wil meer van die private sektor betrek en gesê, maar ons moet permanente poste daar stel sodat die dienslewering daar kan plaasvind. Roland, dit klink vir my na 'n groter salarisrekening. Dit is, maar nou wie betrek die privaat sektor meer by regering op die stadium as enigiemand anders? Die presidentsie. Die hele projek van die presidentsie om Suid-Afrika op die pad van herstel te plaas, is gebou op die privaat sektor. Die ANC-regering sluit verlede week ooreenkoms met groot besigheid om Johannesburg van die planke af te probeer optel. So, en dis vir my die punt, die skynheiligheid wat ons sien in ons politiek. En dit gaan oor die spektrum van politici in Suid-Afrika. As ek iets wil doen, is dit reg, maar as iemand anders dieselfde doen, is dit verkeerd. So, ons is in verkiesingsseisoen. Mense sê en doen goed wat net eenvoudig nie sin maak nie, maar ons moet as kiesers bietjie terugstaan en net kyk en dan 'n oorwoë mening vorm. So, die president oortuig nie, die ANC oortuig nie, want die goed wat hulle doen is nie anders nie. Ten spyte van die druk waaronder hulle is. En ek stem saam met Jaco, nie net lyk die ANC moeg nie, dis baie duidelik dat daar's nie meer idees nie. Baie van wat ons sien is dieselfde goed, anders verpak. Maar wat in die manifest is interessant. Nie nuwe goed nie, goed wat moet gebeur. Die ANC verbind hom tot 100 dae, eerste 100 dae,
en sekere aflewerbares wat gedoen moet word. Wijkraadsvergaderings, nuwe planne wat opgestel word in oorleg met lede in 'n wijk, die inwoners van 'n gebied. Nou dit klink baie mooi, maar wat word van die begrote ontwikkelingsplanne wat reeds goedgekeur is? Jy kan nie dit eensydig verander nie en jy kan nie dit op 'n wijksvlak verander nie. So goeie idee, maar die praktyk daarvan maak nog nie sin nie. Die ANC wat maandelikse terugvoervergaderings moet hou met mense in 'n wijk. Nou ek woon baie vergaderings by. Ek sê dit kategories. Die ANC woon geen vergaderings by nie. ANC raadslede woon dit nie by nie. Jy gaan DA raadslede kry wat bywoon in my ervaring. Jy gaan Vryheidsfront raadslede kry wat dit bywoon, Vryheidsfront Plus. Op 'n stadium het jy Action Suid-Afrika raadslede gekry. Van hulle doen dit nog, maar nie almal nie. En daar begin die probleem. Jy skep 'n idee van iets wat behoort te gebeur, wat reeds in praktyk moet gebeur, asof dit iets nuut is. En dit gebeur nie. En dit is die probleme wat jy mee sit met die ANC se manifest. So, dit is die voorbeelde van goed wat, indien hulle dit doen, is dit wonderlik. Maar dit is nie net nie, dit moet in elk geval gebeur, maar dit word nie gedoen nie. En die partye wat dit doen, is nie die ANC nie. Maar hulle bied dit aan asof dit 'n nuwe ding is wat hulle nou gaan dryf. So en dan rondom die hele kwessie van hoe ons hierdie ding voete gee. Die ANC wys meerdere burgemeesterskandidaate aan. Nou ek wil dadelik sê, dit is alreeds nuut vir die ANC. Want hulle het altyd na die verkiesing gesê, hierdie is die burgemeester, iemand is aangewys. Nou is hulle daarom deur 'n proses van oorweging en aansoeke en nominasies en seleksie. Maar nou kan hulle nie 'n persoon aanwys nie, want daar is soveel verdeeldheid en faksies en belange. En nou verstaan ek die groot vrees is dat, en dit het ons gesien, indien die kandidaat wat dink hulle moet dit kry, nie die aanwysing kry as die burgemeesterskandidaat nie, dan gaan hulle of na 'n ander party toe oorloop, of hulle gaan as onafhanklike die ANC opponeer. So hulle verdeel die ANC se stemme. En dit maak dit onmoontlik op die stadium om 'n kandidaat aan te wys. En dis die konteks waarbinne mens moet kyk. Dit sê vir ons die ANC is so verdeeld, dat hy homself nie nou al kan verbind tot enigiets nie. Nou as dit die geval is, wat is die kans dat hy homself gaan verbind tot iets na die verkiesing, tot iets anders? Waarskynlik baie, baie klein. Ek wil graag aanbeweeg na die koalisies. Na alle waarskynlikheid gaan daar koalisies gevorm moet word na hierdie verkiesing, maar dit wil vir my voorkom asof almal nou nie entoesiasties is daaroor nie. In 'n onlangse artikel het die Vryheidsfront Plus en Action SA hulle uitgelaat oor die DA se koalisie vernoot wat uitgebeeld is of wat hulle beskryf as arrogant. Daar is sprake dat daar in Tshwane 'n koalisie vennootskap gaan moet wees en in Johannesburg en ander metros ook. Hoe gaan dit werk as hulle reeds vir mekaar grom? Jaco, kom ons begin by jou. Kyk, as ons gaan, ek probeer nou dink hoe lank terug, 15, 20 jaar gelede was koalisies op plaaslike regeringsvlak die uitsondering tot die reël gewees. Kaapstad was omtrent die enigste. Ja, dit was daai tyd wat Helen Zille daai eerste baie moeilike koalisie met een stem meerderheid saamgeflans het daar in Kaapstad. Nou, my voorspelling is dat na hierdie munisipale verkiesing daar 'n reuse hoeveelheid munisipaliteite, ek wil sover gaan om te sê 'n meerderheid van Suid-Afrikaanse munisipaliteite gaan deur koalisies regeer word. Waarskynlik die hele Gauteng, bykans die hele Wes-Kaap, waarskynlik omtrent die hele KwaZulu-Natal met dalk die uitsondering van 2 of 3 munisipaliteite, en dan talle groter stedelike gebiede in die ander provinsies. Die Noord-Kaap, by uitstek ook die Noord-Kaap, gaan 'n koalisieprovinsie raak hierdie verkiesing vir die eerste keer eintlik. Hy is al, daar's heelwat munisipaliteite daar wat so is, maar jy gaan selfs nou in Kimberley, die grootste stad daar kry dat die ANC vir die eerste keer, alle aanduidings is sy meerderheid gaan verloor en soos op baie plattelandse gebiede in die Noord-Kaap ook met koalisies moet regeer. So, ons gaan reg oor die land sien dat daar 'n meerderheid van munisipaliteite nie 'n party gaan wees wat meer as 50% van die setels gaan hê nie. En dit gaan uiteindelik oor setels. En
ons is nog steeds, dink ek, 'n land waar die politieke partye redelik onvolwasse is rondom koalisiepolitiek. Dit word op 'n baie onprofessionele, onvolwasse manier bedryf. Hierdie dat koalisies so maklik tot 'n val kom en verander en dat daar soveel persoonlike opportunisme by betrokke is. Dit het ons ongelukkig gesien uitspeel redelik wyd oor die politieke spektrum die afgelope 5 jaar. En kiesers is kwaad daaroor. Kiesers is baie gefrustreerd daarmee in al die provinsies en plekke waar dit afgespeel het. Die Tshwane Metro hier in Pretoria is een voorbeeld daarvan, maar dit het ook in plattelandse gebiede en so afgespeel waar mense sê, ag nee, ons wil nou nie in Oudtshoorn of Caledon of in Prieska of waar ook al aan mekaar 'n ander burgemeester hê. Die mense vind dit lastig. Mense is geïrriteerd daarmee. So ek sien by baie kiesers se frustrasie en ek dink iets wat ons nie behoorlik kan meet nie en baie moeilik kan voorspel, is die rol van 'n hele klomp onafhanklike kandidaate wat reg oor die land deelneem. Kleiner streekspolitieke partye, daar's vreeslik baie klein streekspolitieke partye veral op plattelandse gebiede wat deelneem. In die platteland is baie makliker vir onafhanklike kandidaate vir streekspartye om deel te neem. So ek dink hier lê moeilike koalisieonderhandelinge na hierdie verkiesing voor. Roland, as jy daarby kan voeg. Ek dink ons groot probleem is koalisies is altyd die tweede beste opsie. Die beste opsie is 'n meerderheidsparty. So die aanvaarding van koalisies sê al klaar vir jou dis moeilike terrein. Ek stem saam met Jaco, ons politieke onvolwassenheid slaan deur in koalisievorming. Wat eintlik nou moet gebeur is dat partye behoort nou al gesprekke te voer oor die beginsels en die raamwerk van 'n koalisie. Sodat kiesers weet as ek vir die Vryheidsfront Plus stem, gaan ek in 'n koalisie met die DA of met die ANC. Ek noem dit nou as 'n voorbeeld. Want nou is die partye besig om letterlik vis te vang in dieselfde dam. Hulle breek mekaar af, kraak mekaar af, maar oor 4 maande moet hulle saamwerk, anders gaan hulle sit en kyk hoe ander regeer. Daar's fout as dit die benadering is. En daar wil ek vra, waar's die leierskap, die koelkop leierskap, wat dit weet en dit anders moet in die praktyk laat werk. En ongelukkig, en dit gaan oor al die partye, en eie belang weeg swaarder as die gemeenskaplike belang, as die doel van hoekom ons in politiek is, behoort te wees om te regeer. En ek weet dit is idealisties, maar dit is die veronderstelling. Ons is nog nie op daai bladsy nie. Nou veg ons met mekaar en dan wil ons soos groot broers mekaar om die skouer vat na die verkiesing en nou is ons die beste maatjies as ons saam moet regeer. So die partye moet die etiketboek van koalisie nader trek. Ongetwyfeld. Is ingeskakel op Fokus op Pretoria FM. Ons is net hierna terug en dan praat ons oor internasionale nuusgebeure. Welkom terug by Fokus op Pretoria FM. Ons het vroeër gepraat oor die ANC wat hulle verkiesingsmanifest bekend gemaak het en ook die Vryheidsfront Plus en Action SA wat hulle uitgelaat het oor die DA as koalisievernoot. Nou kyk ons na internasionale nuusgebeure. Die Verenigde State verskuif die druk op Iran toenemend. Nou gaan ons na die slagveld van die ekonomie toe. En die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, sal na verwagting nou binnekort besonderhede bekend maak wat beskryf word as ekonomiese D-dag. Saam met my in die ateljee het ons vir Jaco Kleinhans, hy is hoof van openbare skakeling by Solidariteit, en Roland Henwood, 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Goed, kom ons kyk na ekonomiese D-dag. Die konflik tussen Iran en die VSA is nou al van Februarie maand aan die gang. Nou is daar 'n verskuiwing in die strategie. Jaco, wat wil die VSA behaal met hierdie ekonomiese D-dag strategie en waarom die verandering? Ja, dis hierdie week 6 maande sedert die konflik uitgebreek het, en dit is 'n groot verskuiwing en die verskuiwing is omdat die Amerikaners oortuig is daarvan, diep oortuig is daarvan dat hulle wel besig is om Iran se ekonomie te knak. En ek dink die aanduidings is heeltemal ook daar. Ek dink tot daar is die Amerikaners heeltemal korrek. Daar's hiperinflasie, jy weet voedselpryse het 120-130% gestyg, daar's miljoene werksgeleenthede wat verlore is, tekorte aan produkte, tekorte aan buitelandse valuta, hulle kan nie noodsaaklike goedere invoer nie.
Daar is tekorte aan basiese dienslewering omdat daar nie byvoorbeeld genoeg elektrisiteit is nie, water kan nie vinnig genoeg gesuiwer word nie, as in dele van die hoofstad Teheran watertekorte voortdurend, elektrisiteitsonderbrekings, daar's wesenlike uitdagings. Ek dink niemand ontken dit nie. Die Amerikaanse blokkade van Iran se hawens is baie geslaagd. Hulle kry bitter min olie uitgevoer. Hulle het in die laaste week omtrent 2 skepe olie deur die seestraat van Hormuz gekry wat die Amerikaanse vloot kon ontglip. Die ander is almal voorgekeer. So die Amerikaanse vloot gee ook vir hulle 'n pleintjie, is uiters suksesvol. Hulle het 'n reuse teenwoordigheid in die Persiese Golf en hulle blok eenvoudig elke hawe van Iran. Daar kom niks in nie, daar gaan niks uit nie. Daar is toename in Iran se uitvoere deur sy grense, veral deur Irak en Pakistan, maar toe ook Turkye. Die Turke staan nader aan die Amerikaners, so die Turke probeer dit inperk op die oomblik, en nou sien ons wat Scott Bessent eintlik nou maar aankondig, en dit wat die Amerikaners nou bewerk, is om te sê, maar ons moet nou al hierdie sluiwergate ook toestop. Nou daar het eintlik oor 'n periode van 15 of 20 jaar 'n hele bedryf byvoorbeeld in Dubai in die Verenigde Arabiese Emirate ontstaan met hierdie maatskappye wat eintlik maar frontmaatskappye vir die Iranese regering of vir hulle energiebedryf is. En hulle het die geld het deur hulle gevloei, handel het deur hulle plaasgevind. En so het Iran eintlik ten spyte van redelike breë sanksies wat Amerika afgedwing het en wat Europa en ander lande afgedwing het Iran redelik goed daarin geslaag om te kon bly handel dryf. Die Amerikaners wil nou al hierdie gate probeer toestop en hulle sê met ander woorde nou dat indien ons jou vang, 'n maatskappy of 'n land, dat jy enigsins direk of indirek sake doen met Iran, dan gaan ons sanksies teen jou instel. Dan gaan ons nie meer met jou handel dryf nie, gaan ons dit vir jou baie moeilik maak. Nou, dit is baie riskante stap. Dit is 'n stap wat waarskynlik gaan slaag as hulle dit voluit deurvoer om Iran se ekonomie finaal oor die afgrond te stuur. En die Iran se president, wat eintlik 'n baie gematigde man is, Masoud Pezeshkian, ongelukkig een van die laaste min gematigdes in die regime, het dit self erken. Hy het verlede week gesê die ekonomie stuur op 'n tragedie af. Die probleem, dink ek, vir Iran of vir die Amerikaners is die spel van die olieprys. Want oliepryse is op rondom $93 'n vat. Nog minder Iranse olie in die mark beteken die Chinese moet ergens anders olie koop. Hulle het 90% van Iranse olie aangekoop. So jy het 2 groot risiko's vir Amerika hier. Die een is reeds 'n baie gespanne verhouding tussen die VSA en China en wat die Chinese se reaksie op hierdie stappe gaan wees. Want nou eintlik sê jy nou vir die Chinese, maar ons gaan die hele sanksies instel. Maar dis die Chinese wat Iran se olie en gas koop. En die tweede ding wat jy doen is jy skep die potensiaal dat oliepryse weer kan hardloop na $120 of $130 'n vat. Die Russe het verlede week 15% minder olie uitgevoer weens Oekraïne se aanvalle op hulle hawens in die Swart See. Nou sit jy met groter druk. Jy wil eintlik dit vir Iran heeltemal onmoontlik maak om olie uit te voer. Dit beteken daar's minder olie op die internasionale mark en daar's 'n wesenlike risiko dat pryse verder kan begin styg. Kyk, die markte het gereageer. Ons het gesien dat Iran se geldeenheid dadelik geval het tot historiese vlakke, net met die blote gesprekke van hierdie sanksies wat onderweg is. En soos jy sê, Jaco, president Masoud Pezeshkian sê Iran kan nie voortgaan om oorlog te voer nie, maar daar's invloedryke figure wat sê hulle gaan voortgaan met hierdie druk. Nou is die vraag, Roland, gaan die lande wat belang het om met Iran te handel te dryf, besgee? Wel, daar sal klaar veranderinge. Omtrent 40% van Iran se handel gaan deur die Verenigde Arabiese Emirate en hulle het vroeg verlede week al aangekondig hulle stop alles. So dis waarskynlik die belangrikste stap teen Iran. Geskiedkundige stap. Wat nou gevoer kan word. Nou, die Verenigde Arabiese Emirate weier om sy betrekkinge met die VSA en Israel af te skaal. En hy het nou 'n posisie om druk uit te oefen. Dis baie interessant dat die Iranse militêre revolusionêre wag se leier het onmiddellik uitgekom en gesê enige staat in die golf wat met Amerika assosieer gaan aangeval word. Nou hulle het aanvalle gedoen. Hulle het nog verlede week aanvalle gedoen op die Verenigde Arabiese Emirate wat gesê is dit is nie bevestig nie, maar daar's missiele afgevuur. Daar's nog steeds weer nou aanvalle op skepe gewees wat Iran sê volg nie sy goedgekeurde roetes nie. Nou hoeveel
van dit werklik is, hoeveel van dit 'n effek het, is moeilik om te sê, of 'n nuwe effek het. Ek dink wat ons sien is 'n paar goed. Nommer 1, dat Iran gaan al hoe meer militant optree. Sy regime is nie so gepla oor die welsyn van die mense nie. Is baie meer bekommerd oor dat hulle in mag bly. So hulle gaan meer militant raak. Dit lyk asof die persepsie in Teheran is dat die middeltermynverkiesings gaan soveel druk op Trump plaas en soveel spanning skep, dat hy nou al hoe minder gaan doen. En hulle gaan meer vryheid van optrede geniet en meer druk op die VSA plaas. En dit is waar die punt wat Jaco maak oor die sogenaamde sekondêre sanksies. Kan Trump bekostig om met China 'n ekonomiese oorlog te betree, soos wat hy nou met Kanada doen? Waarskynlik nie. Die vorige ronde het die VSA bedroog daarvan afgekom, toe hy met China begin tariewe instel het. China is nou in 'n ander kategorie. Hulle kan baie maklik sterk invloed uitoefen, terugdruk teen die VSA en die VSA se druk oorleef. So dis onwaarskynlik en dis waar die ekonomiese aanslag eintlik klaar op skade lê. Jy gaan nie China aan kant kry nie. Jy kan die streek dalk aan kant kry. Jy kan India aan kant kry soos wat hulle gedoen het. India koop nie meer veel Iranese olie nie. Maar China koop en gaan aanhou koop. Die probleem vir China is dit kan nie uitgevoer word nie. Die Pakistan grens, die Irak grens is belangrik. Kaspiese See is baie belangrik. Nou dis 'n direkte roete na Rusland en daar was nou reeds insidente, onder andere Oekraïne wat 'n skip, 'n Russiese skip of 'n Iranese skip aangeval het in die Kaspiese See, wat volgens Oekraïne militêre wapentuig vervoer het. Nou die Russe of die Iran en Oekraïne het nou daai konflik besleg, hulle het besluit dis die einde daarvan. Maar dit kan baie maklik weer eskaleer. So dit lyk asof Iran bereid is om al hoe meer risiko's te loop, al hoe meer amper dramatiese en radikale stappe te neem, met die hoop om die druk op die VSA so groot te maak en op die bondgenote in die golfstreek, dat dit nie die moeite werd is om aan te gaan nie. Nou, op 'n punt het dit begin lyk asof dit werk. Trump is nie bereid om die oorlog te hervat nie. Iran wil ook nie, maar hulle druk daai argument en Trump het elke keer as dit moet kom by die hervatting van die oorlog het hy teruggestaan. Nou het hulle ekonomiese maatreëls herontdek, pas dit waarskynlik baie strenger toe, maar daar's ook perke daarin. Dit het ook 'n koste-effek. En die een ding wat Iran tot nou toe baie goed kon doen, was om die koste van die oorlog vir die res van die wêreld baie hoog te maak. Vraag is, gaan hulle dit nog steeds kan regkry? Die kans om dit te doen raak minder, maar dis nie onmoontlik nie. Ek dink 'n baie groot risiko nou is dat Iran sy hand oorspeel. Dat hy te ver gaan met iets wat hy wil doen. En dat die konflik wat daar uitkom, waarskynlik nie dieselfde is wat ons tot nou toe gesien het nie. Ek dink nie op die kort termyn gaan ekonomiese maatreëls wat die bevolking baie swaar tref, tot 'n opstand in Iran lei nie. Dit gaan nie noodwendig regimeverandering lei nie, dalk op die lang termyn. En hier moet ons versigtig wees. Ons het gesien hoe dieselfde benadering, dalk nie so streng nie, tot Zimbabwe, tot baie groot konflik en interne probleme gelei het, maar dit het niks aan die Mugabe regime verander nie. En is nog steeds in bewind vandag. Ten spyte van die vernietiging van die Zimbabwese ekonomie. Nou dit was nie net sanksies nie, maar sanksies was een van die bydraende faktore. Dit was net elite sanksies. Wat ons in Iran sien is bietjie meer en bietjie dieper, maar ek dink nie die resultate is gewaarborg nie. So mens moet maar versigtig nou kyk wat gebeur en watse reaksies jy gaan kry en wie gaan watter foute maak in hierdie proses. Maar daar's perke aan wat die VSA kan doen. En ek dink dit is die frustrasie in Washington. Is die toenemende besef, elke keer as ons met iets nuut kom, dan is ons baie vinnig by die einde daarvan. Dan moet ons iets anders begin kry. Iets anders as voluit 'n oorlog maak en letterlik Iran platskiet. Ons het enkele minute oor, Jaco, maar ons weet die straat van Hormuz is die groot troefkaart van Iran. Waar staan ons tans met die beheer van daardie kritieke roete? Ja, want môre is Oman se minister van buitelandse sake in Teheran, waar hy dan nou met Iran se minister van buitelandse sake ontmoet en dit is blykbaar om te praat oor die beheer van die seestraat van Hormuz. Ek kry die gevoel om by Roland aan te sluit dat Iran regtig baie beperkte aanvalskapasiteit oor het.
Daar's regtig min vermoë om regtig op hierdie stadium skepe aan te val. Hulle laat eintlik maar hierdie Amerikaanse blokkade van hulle hawens toe. Hulle kan nie baie daaraan doen nie en die Amerikaners se strategie het natuurlik nou verskuif na 'n poging om olietanksskepe te vergesel deur die seestraat. Nou verlede week het daar so 83 skepe deur die seestraat beweeg uit die Persiese Golf uit en 106 skepe in die seestraat deur hom in beweeg in die Persiese Golf in. En dit is nog maar 10% van wat dit was voor die oorlog, middel Februarie. So daar's 'n bietjie van herstel, maar jy het nog 'n ver pad om te gaan. Dis 'n slim plan van die Amerikaners. Weereens gee ek graag krediet vir die Amerikaanse vloot wat regtig goed is hiermee, maar jou internasionale oliemaatskappye wil nog nie almal hier aankoop nie. Hulle wil nog nie die risiko neem nie, want hulle moet natuurlik die versekeringsmaatskappye aan boord kry. Hulle moet aandeelhouers aan boord kry om te sê nee, goed, ons gaan die kans vat om 'n olietankskip wat 2 of 3 miljoen vate olie vervoer, dis 'n reuse skip. Dit is 'n stuk kapitaal op see om hom daardeur te stuur vergesel met Amerikaanse vlootskepe en ons gaan nie die Amerikaners vertrou om ons veilig uit te kry sonder dat ons enige skade ly. 10% vertrou al daardie proses. Die Amerikaners, as jy na hulle luister, glo hulle dat dit gaan wesentlik toeneem oor die volgende paar weke en dat jy dan met ander woorde voor die middeltermyn verkiesing hopelik gaan kry dat daar 'n terugkeer is na 50 of 60% ten minste en dat oliepryse daal. Nou ja, die Amerikaners plaas baie hoop daarop. Ons moet sien hoe dit oor die volgende tydjie gaan ontwikkel, maar vir nou verwag ek dat oliepryse ongelukkig nog 'n week of 2 ten minste baie hoog gaan bly. Jy is ingeskakel op Fokus op Pretoria FM. Ons is net hierna terug en dan bespreek ons ook die wrywing tussen die VSA en Kanada en Andy Burnham se besoek aan Oekraïne. Welkom terug by Fokus op Pretoria FM. Ek is Estie Gross en my gaste weer eens, Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit en Roland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Ons praat verder internasionale sake. Ons het gekyk na die sanksies wat die VSA teenoor Iran instel vanaand. Nou, die Britse eerste minister Andy Burnham se besoek vandag in Kiev op Oekraïne se 35ste onafhanklikheidsdag. Dit is Burnham se eerste internasionale besoek sedert hy verlede maand as eerste minister aangestel is. Roland, wat moet ons maak van hierdie simboliese stap om Oekraïne te besoek op hierdie dag? Ek dink wat dit bevestig is die Britte se verbintenis om Oekraïne te ondersteun. Dis nie net die Britte wat daar is, daar's ook ander regeringsleiers uit Europa. Maar daar's 2 punte wat vir my uitstaan en dit is dat Burnham gaan voorsit by 'n vergadering van wat genoem word die koalisie van gewilliges. Nou dit is die Europese leiers, Frankryk, Duitsland ensovoorts, wat bereid is om Oekraïne daadwerklik te ondersteun. Maar die tweede ding wat Burnham doen wat baie belangrik is, hy gaan vandag aan Oekraïne die planne oorhandig om die Storm Shadow missiele te bou. Wat Brittanje en Frankryk verskaf het. Nou die planne wat Brittanje gee gaan gebruik word om saam met Frankryk in Oekraïne die Franse weergawe van dieselfde missiele te bou. Nou die missiele was aanvanklik gegee vir verdedigingsdoeleindes en daar was baie streng beperkings onder die leiding van die VSA dat daar nie aanvalle in Russiese grondgebied uitgevoer mag word nie, want die vrees is dat dit word gesien as 'n oorlogsdaad. Daai beperkings is intussen opgehef en daar was heelwat publisiteit hoe die eerste Storm Shadow missiele gebruik is om teikens binne Rusland aan te val. En dit het 'n baie belangrike deel van die Oekraïense teenstrategie geword. So hulle gebruik hierdie missiele, maar omdat die verskaffing problematies is, gaan Oekraïne dit self kan maak. Nou dis nog 'n baie belangrike stap om hierdie tipe sensitiewe tegnologie, want dis baie gevorderde missieltegnologie, om dit aan Oekraïne te gee en sê, daar's die planne, gaan bou dit. Onthou, Trump het by die NAVO-beraad gesê, hy gaan dieselfde doen met die Patriot-missiele. En toe het hy daarna gesê, nee, hulle gaan nie dit vir Oekraïne gee nie. Nou, daar's gerugte dat dit druk van Rusland was, of protes van Rusland, maak nie saak nie. Die Britte hou voet by stuk. Hulle bly en hulle is verbind tot die bondgenootskap en die ondersteuning van Oekraïne. En dis die Europese manier van doen nou, is om baie daadwerklik by Oekraïne te staan. En natuurlik is die belang daarvan dat Oekraïne is die oosgrens van Europa.
En hulle vrees in Europa is 'n baie grondige vrees dat as Putin in Oekraïne 'n oorwinning behaal, dan gaan hy nie stop nie. Hy gaan in Europa 'n bedreiging word en probleme skep. Daarom die verbintenis. Die belangrike is dat Burnham hou by die beleid wat Keir Starmer gevolg het en wat voor hom gevolg is, en hulle is baie duidelik verbind om hierdie verbond van die gewilliges, die koalisie van die gewilliges, in stand te hou en die leiding te neem daarin. Rusland grom oor Brittanje se betrokkenheid. Ja. Sal hulle daarop reageer? Is dit 'n dreigement? Kyk, Of sal Rusland daadwerklik vir Brittanje aanval? ja, goeie vraag is die wat ons nou sien, in my opinie, is dat alle partye eintlik minder versigtig raak met beide hulle retoriek maar ook hulle optrede. As jy aanvanklik in die oorlog gekyk het, was almal se retoriek versigtiger. As jy kyk hoe die Britte hulle self nou uitspreek oor hulle ondersteuning aan Oekraïne, is dit baie meer blaatant as in die verlede. Dieselfde vir Nederland of Duitsland of Frankryk of wie anderste ook al. Rusland se teenretoriek is ook soveel meer radikaal. Dit wat die Russiese ambassadeur in Londen verlede week gesê het in reaksie op Burnham en wat die Russiese ambassadeur in Den Haag verlede week gesê het nadat die Nederlandse premier ook 'n uitspraak gemaak het nadat hy ontmoet het met Oekraïne se eerste minister, is harde woorde. Dit is harder as wat ons in die verlede gesien het. Maar die optrede is presies dieselfde. Daar was aanvanklik streng vereistes rondom wapens wat aan Oekraïne verskaf is, waarvoor dit gebruik kan word, hoe dit gebruik kan word, opleiding wat verskaf is, dit moes op neutrale grondgebied gebeur, al die soort van dinge. Al daai reëls is weg. Daar word wapens baie gemakliker gelewer en nou word daar selfs gesê, maar julle kan dit produseer, hier's die planne. Ons gee die geld vir julle en die planne, julle moet dit net in Oekraïne produseer. Wat sien ons aan die ander kant? Ons sien Russiese hommeltuie wat woonstelgeboue in Roemenië tref, wat oor die grens in Finland beland. Dis 'n grens van oor 1300 kilometer. Russiese hommeltuie is nou al gesien in Pole. Dis 'n geweldige grens. Gaan bestudeer op mekaar die grens tussen NAVO en Rusland. Komplekse grens, baie lang grens. Daar's 'n geweldige militêre opbou. Dis iets wat ons nie elke dag in die media volg nie, maar die militêre opbou wat NAVO tans op sy oosgrens het, voortdurend dit. Mens kan dit beskryf soos wat NAVO dit beskryf as 'n verdedigingsopbou. Met ander woorde, dis 'n geweldige uitbreiding van sy verdedigingskapasiteit, lugafweerstelsels en so wat beskryf word. Die punt is dis 'n militêre opbou. En die Amerikaners is net so betrokke daarbey. So die Amerikaners het 'n groot verskuiwing byvoorbeeld van soldate uit sê maar die suide van Duitsland na die ooste van Pole. Om daar te gaan saamwerk, meewerk aan hierdie NAVO-verdedigingsstrategie. My kommer is dat jy het 'n opbou in retoriek, jy het 'n opbou in dade. Wat as ergens iets fout gaan? Ek kry die gevoel die Russe toets die grense. Hulle toets NAVO se eenheid in die eerste plek en in die tweede plek NAVO se vermoë om wel homself te verdedig, met ander woorde om wel dit te doen wat ek dink dit was die Spanjaarde binne NAVO verlede week gedoen het toe hulle 2 hommeltuie afgeskiet het. Hulle toets die hele tyd daai vermoë. Maar goed, wat as 'n missiel of 'n hommeltuig 'n residensiële woonstel in Pole tref en daar sou 500 mense dood of beseer, 'n ernstige, wesenlike groot insident. Wat gaan dan gebeur? Ek dink so nou baie geblaf. Maar wanneer daar gebuit word. Ja, en ek dink ons moet bekommerd raak. So ek wil nog glad nie praat, om net jou vraag, dis 'n kort antwoord. Ek wil nog glad nie praat oor Rusland wat Brittanje aanval of Nederland aanval of sulke dinge nie. Ek dink nie ons is daar nie, maar ek sien wel 'n gevaarlike eskalasie wat in daardie rigting stuur. Wat ons wel sien is optrede vanuit Russiese intelligensiegeleerdere wat ook toets en wat spesifieke mense teiken. Ons onthou die Skripal geval waar mense met gif aan hulle deurknoppe van hulle huise vergiftig is. Daar's 'n hele paar mense dood in sulke aanvalle. Daar's sabotasieaanvalle in die Tsjechiese Republiek van ammunisiedepots en sulke tipe goed. So daar's die hele tyd ondermynende optrede vanuit Rusland, maar nie op die vlak van 'n oorlog nie. Nou die gerugte sê dat Putin het al hoe meer begin dreig en China het vir hom baie mooi laat verstaan waar is die perke, dat as hy buite sekere perke begin gaan, onder andere is hy gepraat oor taktiese kernwapens, dit het opgehou. En volgens wat ek verstaan het die Chinese vir hom gesê, daai lyn
sal jy nie oorsteek nie. Dan sny ons jou waterinligte af. Nou, so daar is op die stadium nog remmende faktore, maar daar's groot risiko's en ek stem saam met Jaco, ons moenie onderskat die risiko van opbou en retoriek en dan 'n fout wat gemaak word. 'n Missiel wat van koers afraak as gevolg van elektroniese manipulering om die missiel te keer en dan gaan dit van koers af. Dis wat met hommeltuie gebeur. En dan het jy 'n insident wat baie maklik tot 'n oorlog lei. 'n bitter fyn lyn. Ek wil nie sê ons is op daai punt nie, maar daar's risiko's wat al hoe groter word. Voordat ons groet, dit gaan ook nie baie goed met die bure nie, VSA en Kanada. Jaco. Ja, kyk, daar's lang handelsonderhandelinge aan die gang. Nou Donald Trump het al die reëls rondom internasionale handel herskryf. Ek dink hy het 'n punt beter, party punte nie. Waar ek met Trump saamstem is dat daar 'n onbillike speelveld was in terme van handel binne sekere konteks en dat Amerika 'n onvolhoubare handelstekort met baie van sy handelsvennote reg oor die wêreld, met byna al sy handelsvennote opgebou het. Daar's regtig 'n uitsondering van enkele lande. En daardie handelstekort het eenvoudig te groot geraak. Amerika het eenvoudig net baie meer ingevoer van meeste lande as wat hy uitvoer na ander lande, maar daar's verskeie redes daarvoor. En as jy kyk na sy buurlande, en onthou dit is uiteindelik Amerika se groot handelsvennote, Kanada, Mexiko, daardie handel binne die vasteland van Noord-Amerika is reusagtig. Dan het Trump redelik vasgeval daar en wil hy daar 'n herskikking hê. Daar was nou onderhandelings vir weke tussen Amerika en Kanada. Dit het nou misluk en nou sien ons 'n 50% invoertarief op honderde produkte uit Kanada en die Kanadese het nou vandag gesê hulle gaan nou dit omgekeerd ook instel. Dis sleg. Ek dink dit is sleg vir die Amerikaners. Ons moet regtig hoop hulle kry een of ander oplossing. So laaste woord, Roland. Ja, ek dink dit is tragies wat daar gebeur en dit wys ook vir ons dat lojaliteit en bondgenootskappe op die stadium vanuit die Withuis in elk geval nie veel werd is nie. Eie belang. Die vraag is, dien jy jou eie belang? As ons kyk na die syfers wat uit die FSA uitkom, dan is hierdie baie sleg vir die FSA. Nie noodwendig vir president Trump nie, maar die Amerikaners betaal die prys hiervoor. Vraag is, wat is die langtermyn effek? As bondgenote soos Kanada eerder met China onderhandel as die FSA, dan lyk dit nie goed vir die FSA nie. Dit is dan al waarvoor daar tyd is op vanaand se fokus op Pretoria FM. Ons het begin deur te kyk na die ANC wat hulle verkiesingsmanifest Sondag bekend gestel het en dan ook die Vryheidsfront Plus Action SA wat praat oor die DA as 'n koalisievernoot. Beweeg na internasionale nuus, Andy Burnham wat Oekraïne besoek het en dan die FSA en Kanada wat grom vir mekaar. Maak seker dat jy ingeskakel is op Fokus ook op die YouTube kanaal. Daar sal jy môre die opname kan sien. Dankie vir die saamkuier van my Estie Gross. Mooi aand.